Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkingtyd. Ons het sê ons gaan hierdie wintertyd praat iets van oorwinter in die psalms. Net daai hele boek van die emosies en hoe 'n ou in die winterseisoen naby aan die Here kan bly, in besonder naby aan hom kan bly. So die boek Psalms, gister begin, Psalm 1, vandag verder Psalm 1 vers 3. Net sodat jy weet, ons gaan nie vers vir vers deur die boek Psalms nie, dit sal se hele jaar vat. So ons gaan 'n bietjie spring, maar nou is ons nog mooi, vers 3. Psalm 1 vers 3. Hy sê: "So iemand sal wees soos 'n boom wat geplant is langs watervore, wat sy vrugte op sy tyd gee en waarvan die blare nie verdor nie. Alles wat hy aanpak, gedei." Hierdie is, ek love hierdie versie. Party vertaling sê, jy sal wees soos 'n boom geplant langs waterstrome, wat tydig en ontydig vrug dra, wat in alle seisoene vrug dra en wat se blare nie verwelk nie. Jy sal 'n immergroen boom wees. Mens, dis my begeerte, dat jy in die winterseisoen 'n immergroen boom sal wees. Daar's maar so 'n tradisie in ons Afrikanerdom. Wintermaande minder kerkbywoning, omdat die dae korter is, pas jy dalk nou nie alles in nie, en jy gaan gym later of iets, want jy kan nie vroeg opkom nie, ek weet nie wat die rede is nie, want ons gaan slaap eintlik vroeër, omdat ons al vroeër in die bed is, omdat dit koud is, maar wat ook al die rede, kerkbywoning val, stilte tyd val, gebedstyd val, alle areas van mense se lewens raak so bietjie ongedissiplineerd in die wintermaande, en ek wil jou challenge, as jy 'n mens van die woord is, sê hy tydig en ontydig, in alle seisoene sal jy aanhou vrug dra. Ek kan vir jou eerlik sê, wintermaande was van my mees suksesvolste maande. Dis vir my diepste maande. Dis soos hulle sê, in 'n winterseisoen is wat die wortels die diepste groei. Ja, die boom lyk aan die buitekant dalk bietjie verdor, maar aan die binnekant is dit daai wintermaande wat jy diep groei. So dis wat ek jou wil challenge. Maak 'n besluit. Ek gaan nie verkoel in die koue winter nie. Hoe klink daai? Ek gaan nie verkoel in my geestelikheid nie. Ja, ek kan dalk buite koud wees, maar my hart gaan passievol, warm, brandend wees vir die Here in hierdie winter. Ek gaan hierdie winter dit anders doen as alle ander winters. Ek gaan by my dissiplines bly. Ek gaan by die woord bly, by gebed bly. En dan daai laaste sinnetjie. Alles wat hy aanpak sal gedei. Ander vertaling sê, alles wat jy aanpak sal suksesvol wees. Mens, dis my droom. Vir jou, vir my kinders, vir my hele geliefdes, almal om my gemeentelede, my besigheidsmanne in die kerk, my huisvroue, die maas. Dis my droom vir alle Christene, om geseënde, suksesvolle lewens te hê. En die geheim lê in die skrif. Die geheim is daar. Die antwoord is daar. Bly by God, bly in sy woord, bly in 'n wintertyd getrou aan 'n boom wat geplant is langs 'n waterstroom. Ek sien dit in my kop, sorry, maar elke oggend wanneer ek Bybel lees, stilte tyd hou, is ek 'n boom wat nou geplant is langs 'n vrugbare waterstroom wat my nourish en voed, sodat ek kan, maak nie saak van die seisoen nie, vrug kan dra. Bly in die woord, bly in gebed. Maak hy besluit. Jou winter gaan anders wees. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U ons geroep het om gelukkig te wees. U ons geroep het om suksesvol te wees. U ons geroep het om vrug te dra. U ons geroep het om immergroen te wees. Dankie daarvoor, Here, en ek bid dit vir elke persoon wat nou daai besluit neem. Hierdie winter gaan anders wees. Hierdie winter gaan ek in die skrifte en die woord en my dissiplines bly. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat U ons die krag gee, die innerlike krag gee om dit te kan doen. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende. Sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.